Jorge, Jorge, Jorge. Die klank van 'n naam wat 3 keer uitgeroep word in 'n stil vertrek, is gelaai met betekenis. Ons het gister gehoor dat die paus gesterf het, en vanoggend is dit op elke liewe radio en nuusstasie. En wanneer die paus sterf, word sy doopnaam 3 keer uitgeroep. Nie sy pauslike naam Francis nie, maar sy doopnaam. Jorge, Jorge, Jorge. En wanneer daar geen antwoord of reaksie kom nie, word dit amptelik dat hy as dood verklaar word. Nie net as 'n publieke figuur of as die paus nie, maar as mens. Jorge Mario Bergoglio, kind van God. En hierdie simboliek, hierdie ritueel van die Rooms-Katolieke Kerk is diep gewortel in simboliek. Dit herinner ons eintlik aan iets baie belangriker as die dood self, die identiteit wat ons vooraf gegaan het. Die doopnaam. Die naam wat eerste oor hom uitgespreek is toe in Christus ontvang is. My en jou naam wat saam met die drie enige God se naam in die kerk uitgeroep is, die dag toe ons gedoop is. Na Paasfees, met die opstanding nog vars in ons geheue wat ons die pas afgelope naweek gevier het, kan ons nie anders as om hierdie oomblik te sien in die lig van Jesus se oorwinning oor die dood nie. Terwyl die wêreld begin om afskeid te neem van 'n geestelike leier, spreek die kerk deur hierdie ritueel 'n groter waarheid uit. Dat ons eerste identiteit nie in 'n status lê of in 'n rol lê soos die paus nie. Ons eerste identiteit lê in ons verhouding met Christus Jesus. Die stilte wat daar is na die uitroep van sy naam, van geen antwoord nie, is nie die einde nie. Dis die begin van 'n nuwe roeping. Die roepstem wat 3 keer deur die Camerlengo herhaal word, is nie 'n bevestiging van sy dood nie, maar 'n herinnering aan die dag toe God self ons geroep het deur ons doop. Jy is my geliefde kind. Jorge het nie geantwoord, maar Christus het. En hy sê, kom na my toe, kom in, goeie en getroue diensknegt. Na Paasfees leef ons nie in die skadu van die graf nie, maar in die lig van die opstanding. En elke keer as iemand se naam uitgeroep word en stilte volg, weet ons, daar is een wat reeds deur daardie stilte gebreek het. Die graf kon hom nie hou nie. En nou sal dit ons ook nie kan vasbind nie. Laat ek en jy daarom leef en sterf met die sekerheid dat ons naam bekend is by God. En die dag wanneer ek of jy nie meer antwoord nie, hy steeds sal sê, ek ken hom by die naam. Mag jy vandag jou identiteit nie vind in jou werk, in jou titels of in die rol wat jy vervul nie, maar in die stem wat jou roep by jou naam. 'n Stem en 'n persoon en 'n God wat jou nooit sal vergeet nie. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, dankie dat ons mag weet dat U ons soos 'n goeie herder by die naam ken. Dat U weet van ons. Dat U ons liefhet. Dat ons U kinders is. Here, dankie dat ons vandag weer verseker kon word dat U ons nie alleen sal laat nie, selfs nie eers in die dood nie. Dat ons kan weet, soos die skrif sê, wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. Wil U gee dat hierdie wete by ons sal bly en dat ons nie ons identiteit sal soek in ons titels wat ons het of die rolle wat ons vervul nie, maar dat ons identiteit altyd in Christus Jesus sal soek. Want ons weet, wanneer die dag kom, wanneer ons nie meer kan antwoord op ons name nie, sal hy vir ons kan sê en intree, ek ken hom by die naam. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam alleen, hy wat vir ons opgestaan het uit die dood. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Dalk is daar net iemand wat nodig het om weer te hoor, God ken hom by die naam. Tot 'n volgende keer.